Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Bly julle is veilig terug. Namens die kerk die volgende afkondiginge. Kollekte onder die diens is vir die diens van barmhartigheid. Verjaarsdag maandag is Piet Prins en Monique Brodman. Dinsdag is Theo Skols, donderdag Karl Skutte en Maureen Torring. En vrydag Victoria Witty. En gemeente vir met Bert Venter uit sy skoons is verloor die afgelope week. Baie sterkte vir jou broer op dit omdreef. En dan die gesamentlike eredienste
die 29ste Junie en die 6de Julie, is in die Hervormde Kerk. Die volgende 2 Sondae is dan hier ek en dominee het net omgeruil. Hy wil graag so hê, so onthou het maar net die program staande andersom, maar dit is net die 2 geruil het. Kom ons sing lied 197 vers 2. Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Ons sing Psalm 24 vers 1 en vers 7. Daarna ontvang ons die seëngroet van die Here en dan prys ons hom met die eerste vers van Psalm 138. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar ons kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons het bely daarvan dat Christus weer gaan kom, hy regeer ook, en daarom vraag 50 van die katekismes, waarom word er bygevoeg, hy sit aan die regterhand van God. Die regterhand is altyd in daardie stadium in die koningshuise 'n baie eervolle plek gewees, en eintlik die een wat die meeste gesag het, daar gesit en wat regeer het. Die antwoord, Christus het na die hemel opgevaar, en daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Hy is hoof van sy kerk. Ons behoort aan hom, en daarom, hy sit die regterhand van die Vader, en deur hom regeer die Vader alles. Vraag 51, wat nut bring die heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Die antwoord, ten eerste dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawens in ons lede uitstort, ten tweede dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Twee sake wat baie sterk na vore kom, deur die Heilige Gees. Dink vandag ook aan die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. Stort hy sy die hemelse gawes in ons lede uit. Hy gee vir elkeen van ons 'n gawe om te leef en te werk, sodat sy koninkryk en sy kerk opgebou kan word. En ten tweede, dat hy ons in sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En dan belangrik, want hy daarmee ook saam, wat hy vir ons gesê het, toe hy op aarde was, moenie bang wees vir diegene in die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees hom, wat liggaam en siel in die ewige verdoemenis kan gooi. Die heerlike troos, hy sal ons altyd beskerm en bewaar. En dan vraag 52, hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Enige ander tyd gaan Christus weer kom, en daarom 'n heerlike troos om te weet. Die antwoord, dat kan alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat met tevore my plek vir die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder,
dat hy al sy my vyande in die ewige geliefdes sal werk, maar my saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamdeel. Heerlike troos om te weet dat die een wat gaan kom as regter, wat gaan beslis oor jou lewe, jou dade, die een is wat sy lewe gegee het, sodat jy vry kan kom en kan leef saam met God, tot ere van sy naam. Hy het tot tevore in my plek vir die regbank van God gestel, en al my vervloeking van my weggeneem het. Heerlike troos om te weet, die regter is die een wat klaar my straf gedra, en daarom vir nie bang te wees nie. En daarom dan ook om te weet, daar sal 'n dag kom, wat hy sal oordeel, die gelowiges saam met hom in heerlikheid, en die ongelowiges vir ewiglik in die verdoemenis. Omdat ons aan Christus behoort, en sy gees in ons woon, moet ons leef uit dankbaarheid tot ere van God. Ons lees saam met Deuteronomium 5, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat jy vandag gegee het, met jou gedagtes bly, jy moet inskerp by jou kinders, laat praat as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Dit moet as 'n ringsteking vasbind aan jou hande, merk by voorkop wees, skryf jou deurkosyne en op die stadspoorte. Oordink gedurig deur die wet van die Here, om te leef in gemeenskap met hom, tot sy eer. Ek is die Here jou God, wat jou Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel daarbo of op die aarde hieronder van die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sal met vaders toe, selfs tot die 3de, 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die en wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Saterdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, so die werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy Egipte 'n slaaf was. Die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daar bevry het. Daarom die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en so goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 2, daarna bid ons saam en daarna sing ons vers 39. Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof en prys U en ons staan in verwondering oor U goedheid, genade, barmhartigheid. Ons staan in verwondering oor U geduld met sondaar mense. U geduld met elkeen van ons, dat ons elke dag lei en dra en beskerm deur U woord en deur die Gees.
Gee ons insig daarin en maak ons opreg dankbaar om so te leef dat u naam alleen in alles en bekend sal word en u geloof en geëer sal word. Ons dank u vir die woord en daarop bid ons ook dat u ons deur die woord moet vertroos, versterk, bemoedig en moet opbou, sodat ons sal lewe as kinders van u tot ere van u naam. Laat u gees kragtig in ons werk om vrug te dra, vrugte wat pas met die bekering, sodat ons altyd kan toon dat ons leef saam met u is tot ere van u naam. Ons dank u vir die voorreg om saam te wees, te luister na u woord en wil u self seker maak dat u woord reg verkondig word, tot opbou van ons geloof en tot ere van u naam. Maak ons harte oop daarvoor en laat u woord ons altyd lei en rig om elke dag te lewe tot ere van u naam in dankbaarheid, omdat ons weet dat u ons sonde vergewe het in Christus Jesus ons Here. Ons bely ook ons sonde en ons skuld voor u. Ons bely ook dat ons niks verdien van al die goedheid en genade nie, maar juist daarom dank en eer en loof ons u. Wees u nou met ons om Jesus Christus naam te wille. Amen. Ons lees saam met Jesaja 21 vers 1 tot vers 17. 'n uitspraak van die Here teen Babel. Soos warrelbinde deur die suidland trek, so kom daar iemand uit die woestyn, uit die land waar vir almal bang is. 'n harde oordeel sal ek openbaar, die verraaier pleeg verraad, die verwoester saai verwoesting. Elam, jy moet oorlog maak, Media, jy begin veg. Here, maak 'n einde aan al die lyding. Skrik oorweldig my, angs oorval my soos die van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek is verskrik oor wat ek gehoor het, ek is bang oor wat ek gesien het. My verstand staan stil, angs oorweldig my. Die rustige deel van die dag is dit my verskrikking. 'n tafel word gedek, die eetgerei is reggesit, hulle begin eet en drink. Dan kom die bevel, leiers, wees gereed, smeer die skilde met olie. So die Here het my gesê, sit 'n wag uit, hy moet sê wat hy sien. As hy 'n strydwa sien, 'n strydwa met perde, of 'n strydwa met donkies, of een met kamele, moet hy baie goed oplet. Die wag het uitgeroep, meneer, ek het die hele dag deur wag gestaan, die hele nag by kos gebly. Daar kom man op 'n strydwa met perde. Hy wil aanroep, geval het Babel, al sy afgodsbeelde lê stukkend op die grond. My volk, jy vertrap my dorpsvloer. Ek het vir jou gesê wat die Here vir my gesê het, die Almagtige, die God van Israel. 'n uitspraak van die Here teen Duma. Iemand roep na my van die seere af, wag, wanneer is die nag verby? Wag, wanneer is die nag verby? Die wag antwoord, die môre het gekom, maar dit is nog nag. As jy weer wil kom vra gerus, jy kan elke keer weer kom vra. Uitspraak van die Here teen Arabië, handelaars van Dedan, julle wat in die bosse van Arabië oornag, gee water vir die wat dors het. Julle wat in Tema woon, bring kos vir die vlugtelinge. Die mense vlug vir die oorlog, vir die swaard wat wil doodmaak, vir die boog wat reg is om te skiet. Die mense vlug vir die wrede oorlog. Dit het die Here vir my gesê, wanneer 'n jaar wat so draaglik sal wees soos die verdagloner is, sal daar 'n einde kom aan Kedars rykdom.
Selfs ons dapper soldate wat in pyle boogveg, sal maar min oorbly. Die Here, die God van Israel, het dit gesê. Ons lees ek saam met Romeine 13, vers 8 tot 14. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen jou naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Dit alles is nodig om julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle in slaap en wakker word, en die tyd van nasionale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos die daglig behoort. Daar moet geen drinkerij en spattigheid, geen ontug en seerlikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig. Ons teksverse, in Jesaja 21 vers 12, die wag het geantwoord, die môre het gekom, maar is nog nag. As julle weer wil kom vra gerus, julle kan elke keer weer kom vra. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, as jy vandag nuus lees of nuus luister, hoor jy niks anders as die werke van die sondige natuur van die mens nie. Galasiërs 5 beskryf dit vir ons: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Dink 'n oomblik dat dit wat elke dag mee gekonfronteer word, presies die werke van die sondige mens se natuur. En jy as gelowige is geroep om vrug te dra van die Gees. En hopelik is die vrugte van die Gees so sigbaar en so werklik in jou lewe, dat jou omgewing om jou die duisternis verdryf en die werke van die duisternis uitjaag. Die werke van die duisternis het na die sondeval nog altyd mense se lewens verontrief, versuur en verwoes. Gaan lees die Bybel deur en wat sien jy? Oorlog na oorlog, doodslag na doodslag, haat, nyd, rowery, alles. Die sterkste het gemaak wat hy wou, en ander nasies geplunder vir sy eie welvaart en genot. En lewe te midde van so 'n wêreld word deur die Bybel beskryf as lewe in die nag. Ons leef eintlik in 'n wêreld vol van sonde en nag. Ons dink aan Johannes 3, waar Christus sê, die mense se werke is boos, en is bang vir die lig. En hierdie sondes is die werke van die duisternis, wat die lig nie kan weerstaan nie. Terug by ons tekshoorstuk. Assirië is die wêreldryk en onderdruk die ander volkere rondom hulle gewelddadig. Die koning van Juda wil op Egipte vertrou. In die vorige hoofstuk het ons gesien hoe Jesaja deur sy woord en lewe reeds gewys het tot die ondergang en verganklikheid van Egipte. Toe die opdrag gekry het van God om sy klere uit te trek en aan te toon hoe hulle in ballingskap weggevoer sal word. Die profeet roep die koning van Israel deur die te wys op die verganklikheid van Egipte. En hy roep hulle tot bekering deur die almagtige almag van God te verkondig en hoe hy die wêreld regeer op sy koninkryk laat kom. Baie duidelik in Jesaja, dis nie die weermagte van die nasies wat regeer nie. Dis die heilige God wat die geskiedenis bestuur en bepaal. Altyd God wat alles bepaal en laat gebeur. Hy laat toe dat mense voortgaan daarmee. Hoofstuk 21 beklemtoon weer eens dat hy alleen in beheer is en dat sy verlossing baie sekerlik is en gaan kom. En die ander ryke sal te niet gaan. Eintlik baie logies, dit wat op sonde en onreg gebou is, kan nie bly staan nie. Kyk maar na die mense om u, kyk na die lewe om u. Dit wat gebou is op diefstal, steelery, kan nie bly staan. Dit sal platval eendag onder tyd. En hierdie losstaande profesie van hoofstuk 21 word thematies aan mekaar gebind deur die wag, dat telkens maar hulle gevra word, hoe ver is die nag?
Vers 1 tot 10 verkondig die val van Babel nog voordat Babel wel werklik ware moondheid was. 150 jaar voor hulle tot val gekom het. Vers 11 en 12 verkondig die dood vir Edom. En vers 13 tot 20 verkondig die einde van die inwoners van Tema en die oproep om die vlugtelinge te versorg. In sy almag en bepaling van die geskiedenis gee die Here 'n uitspraak van teen Babel nog lank voordat Babel die grootste moondheid in die nabye ooste was. Hy verkondig dat hulle soos 'n whirlwind sal kom uit die woestyn. 'n Stofstorm aankom in die woestyn, so sal kom en almal is bang vir hulle. En net 'n paar verse later hoor ons geval het Babel, al sy afgode is tot niet. Die wyse waarop Babel vir verwoesting saai is skrikwekkend. En ten spyte van sy oorwinning gaan Babel voort met verwoesting en verraad. Hulle het klaar gewen, maar daarom sê hy, die verwoester saai nog steeds verwoesting. Hy beroof en dan onttrek nog die mense ook wat hy oorgeneem het. En hierdie opkoms van Babel maak die profeet bang en is verskrik oor wat hy gehoor en gesien het. Selfs die aand wat rustig moes wees, is vir hom 'n verskrikking. Teenoor sy vrees, die vrees van die gelowige oor die oordeel van God wat gaan kom, is Babel sorgeloos en eet en drink, groot maaltyd wat hulle vier. Die gelowige krimp in een as hy die lyde sien en betoon deernis met elkeen wat ly. Die ongelowige vier fees, drink en steur hom nie as hy slagoffer nie. En dan kry Jesaja die opdrag om te wag uitsit. Eers sien die wag die aankoms in die leer met sy voorrade op donkies en kamele, en daarna man 'n bestrydbaar en verder uitroep, geval het Babel, al sy afgodsbeelde lê stikkend op die grond. Dit verwys na die val van Babel in 550 voor Christus, ongeveer 150 jaar na Jesaja. In Daniël 5 beskryf die verwaandheid van Belsasar, wat die koning was, wat die goue en silverbekers gebruik het, wat die tempel buitgemaak is, om daarmee te drink. Gebruik die tempelgereedskap wat geheilig was aan die almagtige God, om sy fees te vier, saam met sy amptenare. En daarmee het hy gespot met die lewende God. En toe verskyn daar tydens die feesmaal 'n vinger wat op die muur skryf. Getel, geweeg en verdeel. En daardie nag het Babel tot 'n val gekom, terwyl hulle fees gevier het, omdat hulle nie God geëer het nie. Die Mede en Perse het gekom en Belsasar verslaan en 'n einde gemaak aan sy ryk, en Juda kon weer terugkeer uit ballingskap. Die boodskap van die wag bevestig dat God alleen heers en regeer oor die hele aarde. Geval het Babel duidelik dat God regeer en hy bepaal die begin en die einde van die elke ryk. Hy bepaal die geskiedenis en sy tyd is heel dikwels anders as ons tyd en voorkeure. Die volgende uitspraak is teen Edom. Die profeet gebruik 'n woordspeling van Edom en praat van Duma wat dood, stilte of die dood beteken. Doelbewus gebruik hy 'n ander naam vir Edom om daarmee aan te toon dis bloot stilte en dood in die totale Edom wat so baie te sê gehad het. Dit dui op die totale verwoesting van Edom. In Jesaja is dan die wag, wanneer iemand wat ly, wat swaar kry, in daardie plek vra, hoe ver is die nag nog? Wanneer is die nag verby? Of ander vertaal, hoe ver is die nag? Die vraag gaan oor hoe lang die lyding en swaar kry en verwoesting nog gaan duur. En daarna antwoord dit in die derde persoon, om die klem te plaas op die boodskap en nie op die boodskapper nie. Die boodskap van God wat kom. Jesaja is 'n betroubare boodskapper van die Here en verkondig net dit wat hy gesê het, wat God laat profeteer word vervul. Die wag antwoord dat die môre gekom het, maar dit is nog nag. Dit kan ook vertaal word met die môre kom, maar ook weer die nag. Die profeet gebruik hier die verlede tyd om die sekerheid van die profesie te bevestig. Dis asof dit reeds gebeur het en vasstaan en seker is. Klink na 'n dubbelsinnige antwoord. Môre het gekom, maar dit is nag. Maar dit beteken doodgewoon, dis nag vir elkeen wat sonder God lewe. Elkeen wat leef sonder God, vir hom is dit nag. Vir elkeen wat glo in God en bekeer tot die Here God, is dit dag. Die dag van verlossing het gekom, of gaan kom vir elkeen wat sy skuiling by die almagtige God soek. Die profeet roep die mense van die Edom tot geloof en bekering, deur te sê hulle kan weer kom vra. Eintlik staan daar net, gaan terug, kom weer.
Gaan terug, gaan kyk na jou rede waarom jy vraag vra. Is jy opreg, wil jy graag God alleen dien en eer, kom dan weer terug. Andersins gaan jy die nag bly, en is daar geen ander moontlikheid nie. Hulle moet hulle vraag, wanneer is die nag verby, suiwer van selfsug, hulle sonde bely en reg God opsoek om gemeenskap om te lewe. En dan sal die môre vir hulle ook kom, terwyl die ongelowige nog steeds in die nag sal bly. Die profeet bevestig hier die ongelowige die nag lewe en die werke van die duisternis doen. Hy wat glo en saam met God lewe, het reeds die volle verlossing en leef die dag. Solank as die gelowige nog op hierdie sondige aarde is, waar die werk in die duisternis regeer, is dit nag, en kan jy as gelowige lei, al leef jy saam met God die volle dag, want die wêreld om jou leef nog in die nag. Jy leef met God se verlossing, en jy hoop vir die toekoms, al is die wêreld om jou nag. Beteken doodgewoon dat God reeds gekom het door Jesus Christus, sy menswording, lyde en opstanding. Elkeen wat nie glo in Jesus Christus nie, leef nog in die nag. Oral, elke plek, elke mens se lewe waar hy kom in die harte van die mense, is dit reeds dag, en sien jy die vrug van die Heilige Gees, en die afsterwe van die werke van die sondige natuur. Sodra iemand kom tot geloof en bekering, draai vrug van die Heilige Gees, om daarmee die duisternis om hom uit te wis. Jy is reeds verlos, maar jy leef nog in die sonde werklikheid, en sal opgeneem word wanneer hy weer kom in volle heerlikheid. 'n Heerlike troos terwyl mens leef in hierdie sondige, skrikwekkende werklikheid om ons. Al leef jy omring die nag, leef jy elke dag die dag van God se verlossing uit genade alleen. Dit is dag vir die gelowige, dan vir die ongelowige bly dit nag, of kom die nag weer. Die dag kom vir elkeen wat op bekering en geloof in God kom. En nou opmerklik, Edom het later weer gegroei, en Herodes, by Edomiet was koning oor Israel tydens die geboorte van Jesus Christus. Vir Israel 'n baie swaar saak gewees dat iemand van die Edom oor hulle koning was. Hy het al die seentjies doodgemaak om daarmee te voorkom dat die dag wat God sê wat sou kom, nie werklikheid kan word nie. Hy wou Christus doodmaak, sodat sy koninkryk die duistere werke kan by voortbestaan. En dan lees mens die gevolge wat daarna gebeur. Sy opvolger het graag met Johannes die Doper gepraat, gereeld nog gepraat, en as die dronkenskap nou wel is, het hy vermoor, om hom doof. Lukas 23. En dan wil die opvolger baie graag vir Jesus Christus sien. En dan stuur die Pilatus Christus na hom in sy verhore. En dan vra Herodes baie vrae vir Christus, maar hy antwoord hom glad nie. Want hy het klaar gepraat met hom, en klaar vir hom gesê, jy ken die woord, kom tot bekering, maar hy wil nie. En dan, nader aan sy seun, die klein seun van die groot Herodes die tyd van Christus geregeer het, hy gebore is deur wurms verteer, Handelinge 12, omdat hy vir homself die goddelike eer toegereken het, en nie God alleen gegee het. Daarom luister na die oproep van die profeet, om weer te kom, tot bekering te kom, so die God werklik waar kan ken, en saam te leef. Vir die ander mense is en bly dit nag, dat nie tot bekering wil kom nie. In hierdie geskiedenis van Herodes en sy nageslag gaan mens duidelik sien hoe dit nag gebly het in hulle totale lewe. Teen het einde van die oorlog is verwoesting en niemand is meer veilig nie. Die inwoners word gevra om die vlugtelinge te help, want die inwoners van Tema sal verstrooi word. Tema is so 'n oase in Arabië langs die hoofroete van die karavane was vanaf Arabië na Kanaan. Voorheen kon karavane veilig gereis het, aangaan by die oase, om daar te rus en weer water te kry om voort te gaan. Nou kan nie meer nie. Nou moet die bosse gaan wegkruip ter wille van die vyande wat rondloop. En daarom, tipies is vandag, maak eers seker dat die route veilig is voor jy hom kan volg. Die optrede van ander kant van gelowiges moeilik maak, dink in Matteus 24 waar die gelowiges ons vlug as gevolg van dit wat gebeur het. Al vlug 'n mens, is jy steeds nog in gemeenskap met God en leef jy die dag. En dan die vraag, wat beteken hierdie profesie vir ons? Eerste plek, God regeer, hy bepaal wat gaan gebeur. Wie sy regering aanvaar en gehoorsaam lewe, leef in die dag en dra die vrug van die Gees. Daarom, waarsku ons, waak en wees gereed, want die oordeel van God kom, die wederkoms kom op tyd wat jy nie verwag nie. En dit is baie ongeleë vir iemand wat nie voorbereid is daarop nie. Werk getrou en opreg in die Here, soos Christus opgedra het in Matteus 24, en wees gereed as hy weer kom.
Leef elke dag so dat God in welbehae na jou kan kyk deur die soendood opstanding van Jesus Christus. En dit maak dit moontlik om die môre te sien kom, wanneer Jesus weer kom en dit vreugdevol te verwag en gereed te wees vir sy koms. Wees gereed, wanneer die geweldige mense die nag oorspoel en uitroei. Leef dan in die hoop dat die môre reeds gekom het, terwyl jy nog midden in die nag om jou leef, van mense wat die werke van die duisternis doen. Laat die vrug van die Gees wat jy dra, so om jou wees, dat die werke van die duisternis om jou verwoes, en die vrug van die Gees om jou raak gesien kan word, tot ere van God en tot verheerliking van sy naam. En vra dan gereeld, wag, wanneer is die nag verby? En die sekere wete, Christus kom, hy is die helder môrester, hy kom om te oordeel die lewende en die dode. Dan kan 'n mens deur die woorde en die vrug van die Gees hoop gee vir elkeen wat hom met God wil bekeer, om ook in die dag te lewe saam die heilige God tot sy ere. Amen. Ons dank sy hom. Ons almagtige hemelse God en Vader, U weet baie beter as ons hoe vol sonde, wreedheid, verwoesting die aarde is. En daarom pleit ons, wil U gee dat Christus weer moet kom, sodat ons by U kan wees in heerlikheid om te leef tot ere van U naam. Ons wag op U tyd. Ons glo en weet U sal dit doen wanneer dit reg is. En daarom bid ons, skenk ons krag en genade om elke dag gereed te lewe, elke dag die dag te lewe saam met U, sodat U naam in alles in verheerlik sal word. Lei ons deur die woord en deur die Gees. Maak ons dankbaar, gelowig. Help ons om ons sonde af te sterwe en so te leef dat die vrug van die Heilige Gees altyd om ons sigbaar is. Skenk ons U krag en U genade en laat ons so lewe dat die koninkryk sal kom. Ons bid vir die kerk oor die ganse aarde. Laat die kerk groei en toeneem en laat die Gees kragtig werk in die kerk om sodoende al hoe meer en meer vrug te dra tot ere van U naam en die samelewing om te keer, sodat U werke van liefde, genade sigbaar kan wees. Ons bid vir elkeen wat swaar kry as gevolg van die werke van die duisternis, elkeen wat ly as gevolg van oorloë, wil U naby wees en krag en genade gee. Wil U ook deur die almag die oorloë laat ophou, sodat daar vrede kan wees en U gedien kan word tot ere van U naam. Versorg ons elke dag in ons nood en ons behoeftes. Gee ons krag en genade. Wees met elkeen wat siek is, wat ly, wat alleen is, wil U vertroos en naby wees. Wil met elkeen wees wat ongelowig is, bring hom tot bekering en geloof in U, om U naam alleen te verheerlik en groot te maak. Laat ons elke dag dankbaar bly werk in die heerlike wete. Ons doen dit tot ere van U naam. Vergewe ons sondes en wees U met ons, om Jesus Christus naam te wille. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van die liefdegawe.
Ons sing Skriflyn 14:1, vers 1 en vers 3. Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.